Julle twee toets my geduld. Ek moet julle eintlik net daar laat staan en chat. Julle breakfast yskoud word. Post-toasties is klaar koud. Want jy weet wat ek bedoel. Raak pap en onsmaaklik as dit te lank staan. Ek was eintlik vanoggend lus vir warm pap. Nou, too bad. In hierdie huis eet jy wat voor jou is. Finish en klaar. Hier is nie 'n bloody hotel nie en ek's nie 'n chef nie. Ek is al amper 'n chef. Eers as jy gekwalifiseer het, dikgat. Ag, shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up julle albei. Toe sê julle wors. Weet een van julle dalk wat die verskil is tussen 'n vrou en 'n battery? Wat is die verskil? 'n Battery het 'n positiewe kant. Vang jy dit nie? Hoe dom dink jy is ek? Jy het miskien matriek en 'n dental assistant diploma, maar jy het beslis nie 'n graad nie. Het jy 'n graad? Jy weet hulle reken 'n salesman of the year sertifikaat is net so goed soos 'n BA graad. Is dit? En 3 van hulle na mekaar, 'n meestersgraad, 6 'n doktersgraad. En wie is die hulle wat so reken? Melvin en Neville Naidoo. Waarvoor staan die BA in 'n BA graad? Dit staan vir Molly Selm. Baie akademies. Is mos seker daarvan. Maar ek wens julle wil liewer net saam met julle ontbyt eet. Chardonnay verwy is baie te hellen omdat hulle daai spesiale waterproof mascara wat sy dra nie meer gemaak nie. Ag, shame. My hart bloei vir haar. Daar is sprake by my werk dat ons fabriek dalk nie meer daai bloody Echo battery gaan maak nie. Dit was 'n flop van die begin af. Ja, mens kan nie 'n produk verkoop as jy nie vertroue daarin het nie. Persoonlik voel ek so sterk daaroor dat ek 'n e-mail vir daai hoof van die mascara fabriek gaan stuur. Ek wens jy wil liewer op jou studies konsentreer. Ek kan nie konsentreer as Chardonnay ontstel is nie, ma. Is sy nou jou cherry? Amper pa. Wat beteken dit? Amper. Sy is of sy is nie jou cherry nie. Sy moet nog net ja sê. Ja, vir wat? Op die vraag wat ek haar gaan vra sodra die tyd reg is. Jy het haar nog nie gevra om jou cherry te wees nie. So wat? Ja, maar hy sê mos hy wag vir die regte tyd. Mens kan nie so groot vraag sommer enige tyd vra nie. Sê dieselfde genius wat nie eens met my kon vra om te trou nie. Het ma vir pa gevra. My pa moes eintlik die praat werk. Hy was baie aggressief. Hy het my gedreig met 'n vuurwapen en toe sê hy, "Gaan jy nou met my verwagtende dogter trou, mannetjie, of moet ek hierdie sneller trek en jou breins uitblaas?" Het oupa geweer teen pa se kop gedruk. Nee, ek het op my maag gelê toe druk hy daai loop van die windpiks tussen die wange van my boude in. Nou, want hy het geweet waar sit jou brein. Haai ma, dis verskriklik. Ag, was nie eens 'n koel in die loop nie, het was nie eens oorgehaal nie. Ja, maar ek het dit nie geweet nie. Maar wat probeer jy sê? Sou jy nie gesê het as jy dit geweet het? Nee, skattebol. Ek wou in elk geval met jou trou, maar miskien net 'n bietjie later. Ekskuus? Ek wou nog eers 'n bietjie rondgejoel het. En toe gaan verneek jy my 'n week voor ons troue met daai slet van 'n Sari Bosman. Ja, en toe is ek heeltemal klaar gejol. Hou op om so aan te gaan oor niks. Niks. Wat sou jy doen as ek vir jou gesê het dat ek 'n week voor ons troue jou verneek het met 'n ander man? Wat 'n ander man? Sy daai rooi nek met die perd gevreet. Praat jy van Clive Connelly? Dan onthou jy wragtig nog die vark se naam ook. Wel, hoekom is jy nou so omgekrap oor niks? Ja, maar is anders. Hoekom? Hoe moet ek verwag het? Hoorie, soek bietjie vir my daai vark se naam op Facebook. Ek het lanklaas iemand gedonder. Kalmeer pa. Ma het nie gesê sy het pa verneek nie. Sy het ook nie gesê dat sy dit nie gedoen het nie. Ek sê niks nie. Is dit? Dan eet ek nie hierdie onsmaaklike pappousties nie. Ma moenie vir pa so omkrap nie. Ma weet hoe verskriklik jaloers hy kan raak. Dit is ongesond om so jaloers te wees. Mamma like dit, nê? Nee. Dit is goed om te weet die ou bliksem is nog so mal oor my. Ek is baie bekommerd oor tennis van Rooyen. Ek wens jy wil meer bekommerd wees oor jou studies. Hy wil nou skielik sy kursus verander van komputers na fotografie. Maar wat fout daarmee? Hy wil call girls afneem, dis wat? Dis tog nie al wat fotograwe afneem nie. Nee, maar dis wat hy wil doen. Dis van hy en Dikhat, daai Chardonnay slet se flippend tattoos afgeneem het met sy ma se fans en nuwe kamera, dat hy nou so ewe skielik belangstel in fotografie. Ek wil liewer nie by jou boyfriend probleme betrokke raak nie. Ek zweer, as Hardis nog in Johannesburg was, het ek vir tennis net so gedrop. Ek
Ek moet jou vertel wat sy jou pa gisteraan vir my. As dit in die slaapkamer was, wil ek liewer nie hoor nie. Nee man, hy was in die laundry room om sy hemde in die wasmasjien te sit. Toe wou hy weet op watter setting moet hy die wasmasjien sit. Ag, shame. Pas moes jy dit weet nie. Ek sê te vir hom, dit hang af wat op die hemd staan. Toe sê hy, F1 Fitbit Center. Dis baie snaaks. Ja, jonge pa moet liewer uit by laundry uitbly. Het maar nog niks van ouma gehoor nie. Ek wil liewers niks van haar hoor nie. Ai ma. Al wanneer ons van haar hoor is wanneer sy aangejaag het of geld nodig het. Ek wonder of 'n ander vrou se man nog steeds in ouma se woonstel is. Seker, sy vrou het hom nou uitgeskop. Ek kan nie glo sulke dinge gaan aan by 'n ouer huis nie. Dis van dat hulle daai blou pilletjies vir mans begin maak het. Daai pilletjies het al soveel moeilikheid in ouer huise reg oor die wêreld veroorsaak. Dis te gruisam om te dink. Jy gaan nie vir ewig jonk bly nie. As jy jou ouma se ouderdom is, sal jy seker net so te kere gaan. Dis in jou gene. Jy weet ek sal. Ek hoop maar bedoel maar sal so aangaan saam met pa. Ja, natuurlik. Dr. Proctor vertel my gister die een. Hoekom gaan mans gouer as vrouens dood? Hoekom? Want hulle wil. Hoeveel? Hoeveel wat? Ek ken jou te goed. As jy hier kom sit en my so aankyk, dan soek jy geld. Die lewe is duur, pa. Veral as mens amper 'n cherry het. Jy weet, daai salenay gaan jou nog baie geld kos. Jy sal 'n naweek jobbie iewers moet kry. Dit is die probleem, pa. Naweke is die enigste tyd wat ek en Shermanay saam kan uitgaan. Ek kan dit nie opgee vir werk nie. Seker nie, dan sal jou pa vir jou plesier moet betaal. Ek beloof om alles eendag terug te gee. Ja, sure. Ek het vir my pa daai selfde storie gespin. Gaan pa my las met 'n bietjie kontant of hoe? Ja, oké. Net nie vir jou ma sê nie. Daar's hy, kontant. Die arme man se kredietkaart. Thanks, pa. Tieners van Rooyen se ma sê nou die dag. Die enigste rede hoekom 'n man eers gemaak is omdat mens eers 'n rowwe skets moet hê voordat die regte ding gemaak kan word. Weet ou Melvin by die werk sê vir my, hulle moet eintlik in daai nuwe moderne Bybel skryf. Daar is van die man 'n ribbebeen geneem en daarvan is 'n loudspeaker gemaak. SMS van my ma. Moenie oor my worry nie. Mevrou Kotse het 'n baksteen deur my ruit gegooi. O hel, ek moet ry. Baie pa. Morning! My ma dink natuurlik is glad nie 'n goeie idee dat ek my kursus verander nie. Ek dink ook nie so nie. Wat soort vriend is jy? Met 'n komputerkwalifikasie gaan jy baie meer geld maak as met fotografie. Moet mens nie eintlik doen wat jou gelukkig maak nie? Baie mense sal gelukkig voel as hulle niks doen nie. Want dan sal hulle vrek van die honger. Maar jy's nou 'n baie mislike by vandag. Ek is nie. Jy dink net ek is omdat ek nie met jou saamstem nie. Al ware vriende stem gewoonlik saam. Ware vriende sê ook vir 'n vriend as hy dink sy vriend gaan 'n baie groot fout maak. Wat fout met fotografie? Niks. Maar dit gaan 'n baie groot fout wees om jou komputerkursus op te skop. Nou klink jy net soos my ma. Jy kan nog steeds in jou spaartyd en oor naweke kiekies neem. Op die oomblik gaan dit nie baie goed met my komputerkursus nie. So dan is dit die rede. En nou dink jy dat 'n fotografiekursus makliker gaan wees. Ja, sure. Weet jou probleem is jy ken my te goed. Jou probleem is, jou kop is te veel op ander plekke as by jou studies. Hoe dan anders? Ek kom uit 'n gebroke huis uit. Net soos 3 uit elke 4 studente. Dis maklik vir jou om te sê. Jy kom uit 'n liefdevolle huis met 'n ma en 'n pa. Ek weet. En ek besef hoe gelukkig ek is. My ma het 'n nuwe boyfriend en my dronklap pa is getroud met 'n Russiese stripper.
met 'n ongelooflike paar headlights. Ja. Okay, maar dis eintlik 'n helse sonde om so oor jou eie stiefma te voel. Charmenay laat my so voel. My ook. Ekskuus? Net op 'n vriendskaplike vlak. Ek stel op geen ander manier in haar of haar tattoos belang nie. Jy hou jou gevoelens, jou pote en jou oë van haar af of ons vriendskap is hysterie. Okay. Dan verstaan ons mekaar. Ek wens so Blapsie wil net een tattootjie kry. Hoekom kry jy nie een nie? Hoekom kry ek en Blapsie nie saam dieselfde een nie? Jy is nie ernstig nie. Jy is nie ernstig nie. Dis presies wat jou broer ook gesê het. My ma sal die sype kry. Jou ma hoef nie te weet nie. Maar sy sal dit sien. Nie as die tattoo op 'n privaat plek is nie. Vergeet dit. No ways kry ek 'n tattoo daar nie. Waar nie? Waar jy ook al aan gedink het. Ek het gedink aan die onder, agter op ons rug. Hulle noem daai tattoo 'n tramp stamp. En my ma sal dit beslis een of ander tyd raak sien. Dit is jou lyf. Dit behoort aan jou, nie aan jou ma nie. Kry vir jou 'n flippin tattoo as jy wil. Moenie my nou hier probeer insleep nie. Ek het gedink ons kan saam dieselfde teen kry as 'n teken van ons liefde vir mekaar. Ek het nuus vir jou. 'n Tattoo is vir ewig en vir altyd. Die dag as jy 60 is, sit daai ding nog steeds daar. Weet jy hoe lyk 'n ou ballie of 'n vrou met 'n tattoo? Ja, baie cool. Askies. As my ouma nou hier aangeloop kom met 'n tattoo op haar agterend, sal jy dink, dis cool. Okay, nie jou ouma nie. Wat van jou ma? Nee, nie my ma nie. Dit maak haar diep teleurgestel omdat sy nou op haar ouderdom 'n flippin nuwe boyfriend het. Is daai flippin Charmenay terk wat jy op hierdie tattoo trip het, hè? Ja, nee, ek het net gedink as Jy ons... moet liewer net dink aan jou toekoms. En nie op hierdie stadium jou kursus wil verander nie. Wat is dit met almal vandag? Hoekom is julle almal teen my? Ek kom uit 'n gebroke huis uit. En jy moet daai flippin Charmenay en haar vieslike tattoos uit jou kop uit kry. Anders is dit verby tussen ons twee. Okay. Miskien moet ek liewer net waai, want niks wat ek sê of eers dink vandag is reg in niemand se oë nie. Ja, waai as jy wil. Ek kan in elk geval 'n ton navorsing te doen. Ek ook. Jy het nie 'n idee hoe erg daai komputerkursus van my is nie. Wel, gaan studeer dan. Dis wat jy hier met my kom stry en beklei. Okay. Maar onthou net een ding. Ja, en dit is... Wat is 'n huis sonder 'n moeder? Maar jou huis het 'n moeder. Ja. Wat meer van haar flippin boyfriend hou is van my. Dennis, kom terug. As jy moeilikheid by die werk gehad het, wil ek nie daarvan hoor nie. Ek het net so rille van 'n dag by my werk gehad. Nie net my werk nie, ook my ma. Ek weet nie wat krag daarvoor nie. Het jy toe die foon selfs 'n ruit vervang? Errol het, ek moes daarvoor betaal. Die ruit en die patty. En die arbeid. Watter arbeid? Errol's arbeid. Askies, En haar Errol is glad nie goedkoop nie. dit is dieselfde Errol wie se vrou jou ma se ruit gebreek het. Errol en sy vrou is van tafel in bed geskei. Wat sy vrou doen, het niks met hom te doen nie. Wie Sagie, hy is die rede hoekom sy vrou jou ma se ruit gebreek het. Sy's die heller vir hom en jou ma. My ma sê Errol se vrou is baie onredelik. Maar watter vrou sal nie wees nie? Jy moet dit waag om sommer so by 'n ander vrou in te trek. Sou help my. Ek breek meer as net daai tert se ruit. Sê nou my ma se tert. Nee, ek sê die vrou by wie jy gaan intrek is 'n tert. Maar jy ken haar nie eens nie. So wat? Ek ken haar nie eens nie. Ek het dit net as 'n voorbeeld genoem. 'n Voorbeeld van wat? Woede wraak, noem dit wat jy wil. Jy weet nou verstaan ek glad nie, mevrou Kotse breek my ma se ruit en jy is kwaad vir my. Ek praat van die vrou by wie jy gaan intrek. Maar ek het nie. Wil jy by haar gaan intrek? As jy so te kere gaan, moet ek daar. En by wie nogal? Ek weet nie. Wil jy 'n ander man met die by jou intrek? Is jy laf? Is jy laf? Wag. Kom hier nou net eers. Jou ma is nie eens hier nie en sy maak moeilikheid tussen ons. Nou is dit skielik my ma se skuld. Ons het albei nie 'n goeie dag gehad nie. Laat ons dit nie op mekaar uithaal. Jy het eers te begin. Wie wat? Ek het kos om klaar te maak. Sit jy liewer net op jou dik bas en verstik aan jou koffie.
Pa snork so hard in daai spaarkamer dat dit klink asof daar nie eers 'n muur tussen my kamer en daai kamer is. Nou weet jy deur watter hel ek elke liewe nag moet gaan. Wat het nou weer gebeur dat Male so kwaad is vir mekaar? Ag, nie eintlik veel nie. Ons maar albei net effens oor werk en on edge. So weer oorwaai. Ek hoop regtig so. Dit is normaal in enige huwelik om nou en dan 'n argument te hê. Ek en Tenus het ook vandag 'n uitval gehad. En dan behoort jy te verstaan. Wie ook al chocolate. Ja, dalk sal dit my help slaap. Dit sal definitief. Wat is dit? Industrial earplugs, die ouens wat by Jackhammers werk gebruik het. Gebruik Ma dit? Ek het al soveel keer probeer, maar ek kan nie geslaap kry met daai goed in my ore nie. Mens kan niks hoor nie. Maar dit sit nie die hele punt nie. Ek wil dan hoor as iemand probeer inbreek in die huis. Dit is die laaste ding wat ek wil hoor. Ek gaan dit vanaand my ore druk en my deur sluit. Miskien moet ek jou pa onder sy bas gaan skop in hy spaarkamer. 'n Man hoort in die bed agter sy vrou se blad. Dis 'n baie goeie idee. Doen dit. Voor maar daai haar chocolate drink met die polisie koffie in. Jy weet 'n mens word so in hierdie huis dopgehou. Jy kan nie eens 'n windjie los sonder dat almal weet wat 'n flywer is. Maak jou eie blerrie op die dak. Ek gaan jou pa terugsleep na ons slaapkamer toe waar die bliksem hoor. En as jy so full of beans is? Ek en Shermanay het gisterond tot baie laat op Facebook gechat. Ek wens jy wou liewer tot baie laat gestudeer het. En jy wou gevra om jou cherry te wees. Nog nie. Miskien die naweek. Is jy bang sy sê nee? Wat as ek is? Los vir Dick gehad dat dit op sy eie tyd doen. Ek was gisteraan net lekker aan die slaap in die spaarkamer. Toe kom sleep julle ma my na ons slaapkamer toe waar ek hoor. Klaar jy daaroor? Nooit skarreboel, ek like op my kwai. Ek ook, meneer Beer. My Siamese kykie. Afval, love you long time. Asseblief. Dis mense wat probeer eet. Ja, selfs ek vind dit 'n bietjie weird. Sou julle twee verkies dat ek en julle pa eerder aan tafel sit en stry en beklei? Maar miskien. Wat dink jy? Ja, stry liewe, want wat hier aangaan gaan ons tweeetjies beslis in therapie laat beland. Julle tweetjies raak heeltemal te groot vir julle skoene. Toe sê hulle wors. Ek het nie nou geld vir nuwe skoene nie. Dis nie wat Ma bedoel het nie, Pa. Ek ken julle twee as dit by skoene kom. Julle soek daai skoene met die labels wat 3 keer meer kos as gewone skoene. Niemand het iets gesê van skoene koop nie. Vergeet nou van die skoene. As dit nie vir daai bloody Echo battery was nie, het ons hierdie jaar 'n verhoging gekry. Maar nee, nou kry niemand behalwe die direkteure 'n verhoging nie. Hoekom kry hulle 'n verhoging? Hulle kry altyd. Dis hoe besigheid werk. Terwyl ons arme werkers hieronder dit nie eens kan bekostig om vir hulle kinders nuwe skoene te kan koop nie. Vergeet nou van die flop in skoene. Dis jy wat eers daarmee begin het toe jy geskimp het dat hulle niks het om te dra nie. Jy het my verkeerd verstaan. Is dit? Is ek nou te stupid om jou te verstaan? Nee, jy luister net half en dan gaan jy te kere oor niks. Ek is nou skielik spyt dat ek gesê julle moet liewer stry en beklei. Dat die kos in my keel vassit. Selfs ek sluk swaar. Maar dit is baie beter as daai onbeskofte praatjies wat my 'n kat wil laat skiet. Ek stem. Toe, stry, beklei. Ek weier. Ek ook. Waarvoor is dit, meneer Van Rooyen? Om jammer te sê, oor ek my gister so gewip het. Ag, dis okay. Ek verstaan. Jy is eintlik die enigste mens wat my regtig verstaan. Waar is jou kamera? Dit was my ma se. Sy het dit teruggevat. Is jy nog steeds kwaad vir jou ma? Oor sy flip 'n nuwe boyfriend het. Ja, maar nie meer oor dat sy geweier het ek my kursus verander nie. Wil jy dit nog doen? Nou in die helfte van my 3de en laaste jaar. Dit sal baie stupid wees. En dit is presies wat almal vir jou probeer sê. Ja, ek weet, maar ek was emosioneel. Dan dink mense nie logies nie. So, is jy nou okay? Ja, sure. Ek het 'n nota op my spieël geplak, sodat ek nie weer vergeet om my medikasie te vat nie. Ek is baie bly daaroor. Ek is baie jammer ek het jou probeer oortuig om 'n tatoe te kry. Dis eintlik baie vieslik, sorry. Ag, ek weet nie eintlik nie. 'n Seksie klein tatoeetjie op die regte plek is eintlik baie cool. Ek dink jy haat tattoos. Maar ek het weer oor gedink en nou voel ek anders. Jy het geen idee wat dit aan my doen nie. Ek dink ek het. Rubbish.
Lapsie. Dennis? Hallo Skalabol, jou beer is by die huis, bring vir die toffie sy koffie. Was daar 'n party by die werk? Nee, nooit. Ryk my asem. Julle was nie dalk na werk by die Lipstick Lounge. Nee, jy sal nooit raai wat vandag by die werk gebeur het nie. Wat het gebeur? Hoofkantoor het aangekondig dat hulle die verkope van daai bloody Eco battery gaan staak. Hoe lyk jy dit? Maar doen nie eintlik iets vir my nie, maar ek is baie bly dat jy gelukkig is. Ek, Melvin en Neville Naidu het sommer begin dans soos jy nuus gehoor het. Wat is dit? Gewoon die customers het ons so skeef aangekyk. Ek het nie geweet hoe Neville Naidu kan so lekker sakkie nie. Gaan jy my nie vra om my dag was nie? Was eintlik nie van plan nie, maar as jy op aandring, hoe was jou dag? Riller, ons het nog nooit Nee, so ons het sommer begin sing. Gaudio musiekie toer, Eco battery is in sy. Skaddebol, het ek jou per ongeluk in die rede geval? Jy weet jy het bliksem. Sorry, praat, ek sal luister. Nou soek ek meer lus om jou te sê. Jy gee nie soveel om vir my nie. Ag, sorry skattebol. Ek is vandag in so goeie by, niks kan my ontstel. Praat. OK. Dit is my liggaam. Dit behoort aan my en ek mag daarmee doen net wat ek wil. Ek hoop maar hulle verstaan dit. Wat het jy gedoen? Dit is dit nie cool nie?